Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in u woord te kan lees. Dat ons kan weet dat u as pad saam met ons stap, dat u ons lief het en dat u 'n baie spesiale afspraak met elkeen van ons het vandag. Help ons om te luister wat u vandag vir ons wil sê. Help ons om toe te laat dat dit wat u vir ons kom gee, dat dit sal inspraak maak in ons lewe en dat ons hele lewe sal kom verander. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Johannes 8 van vers 31. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woord getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun jou vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Jesus kom sê, ek het die waarheid. En daardie waarheid sal julle vrymaak. Het is moeilik, want almal het hulle eie waarheid, nee? Ons almal het ons eie persepsie oor sekere goed, en ons het baie keer, dis hoekom filosofe daar is, nee? Want hulle filosofeer oor wat is die waarheid, wat is die regte ding, wat is die verkeerde ding. En ons almal het ons eie opinies, want ons lewe in verskillende wêrelde, ons word groot in verskillende huise. Ons verstaan die lewe bietjie anders, elkeen van ons. So, die vraag is nou, wat is regtig die waarheid? En baie keer glo mense so sterk aan hulle waarheid, dat hulle bereid is om oorlog te maak, dat hulle bereid is om ander mense wat nie saam met hulle stem nie dood te maak vir hierdie waarheid. Dat mense bereid is om lewens te neem, want dit is hulle waarheid. En hulle sal nooit afwyk van dit af nie. Die kans is min dat hulle sal afwyk. Jesus sê, die waarheid wat ek bring, sal vir julle vrede gee. En Jesus kom sê, ek is die waarheid, die weg, die waarheid en die lewe. Dit is net deur hom wat 'n mens regtig tot die volle lewe kan leef. Jesus kom sê, hy is die gesalfde Messias. Saam met hom is daar ware vrede, ware lewe. En die ding is, as God ons kom oortuig, dan is dit nie ons nie. Het is nie ons wat iets in ons kop opmaak en sê, maar hierdie is my waarheid, dit is wat vir my sin maak, dit is wat ek gaan volg nie. Dit is die God van die heelal wat kom en ons oortuig. Dis hoekom dit so amazing is, wanneer ons gedoop word, hoekom ons kindertjies doop, nee? Want dis God wat na ons toe kom, nog voordat ons verstaan het, voordat ons kan begryp wat God met ons kom doen, kom God en hy sê, maar ek het jou gemaak. Ek wil hê jy moet deel wees van my. Ek wil hê jy moet deel wees van wie ek is. En ons as ouers met ons kinders herinner daaraan dat God hierdie baie spesiale belofte aan hulle kom maak het. God kom na ons toe, dis God wat ons oortuig, dis God wat vir ons kom wys, Jesus wat kom sê, ek is die waarheid. Daar's 'n klomp ander waarhede, mense wat glo in 'n klomp goeters, maar ek is die ware waarheid. Maar weer eens is dit moeilik vir mense om te begryp, nee?
Want hulle leef in 'n tyd, hierdie spesifieke mense wat Jesus hiermee praat, lewe in 'n tyd van oorlog en geweld. En miskien ons ook, né? Ons lewe ook in 'n tyd waar oorlog, ons hoor elke dag van 'n nuwe oorlog wat uitbreek. So, as jy nie saam met my stem nie, roei ek jou uit en so eenvoudig soos dit. Dis hoe dit werk. So, jy moet inval by my of dis weg met jou, né? Hulle wil Jesus met klippe doodgooi want hulle stem nie saam met dit wat hy sê nie. Hulle raak kwaad vir hom. Hulle word so maklik oorval met hierdie woede en dan regverdig hulle dit. Hulle dade met hulle eie waarheid. Ek mag dit doen want dit is die regte ding om te doen. En God se volk was God se volk. So God moet hierdie mense wat hulle so onderdruk, hulle val onder die Romeinse ryk. Hulle is basies hulle slawe want hulle moet presies doen wat hulle doen, anders verloor hulle ook hulle lewe, nê? As hulle nie volgens die wet handel nie, word hulle doodgemaak. En hulle konsep van God wat hulle kom red het, is, hy gaan hierdie Romeinse ryk met die aarde platvee, en hulle gaan weer die magtige ryk word, in Dawid, soos dit was in Dawid se tyd, wat almal bang was vir hulle, want hulle is God se volk. God is aan hulle kant, en niemand kan naby hulle kom nie. En die res wat nie saam met hulle stem nie, uitgeroei. Oorlog. Maar Jesus kom en hy kom sê nee, dit kan nie so werk nie. Julle hou so vas aan hierdie wrokke, julle haat hierdie mense met jou hele lewe. Julle is so vol woede en dit hou julle gevange. Dit maak dat jy nie kan voluit leef nie, want alwaaraan julle dink is om oorlog te voer teen hierdie mense wat julle so onderdruk. Julle vergeet om te lewe. Julle slawe van julle eie sondes. En hoe maklik sê ons dit nie ook nie, né? Hoe maklik word ons nie ook slawe van ons eie sondes nie. Ons sê so maklik, ag, ek kon dit nie help nie, dit het net gebeur. Ek was so kwaad en toe doen ek dit net. En dit is so met enige sonde, nie net met geweld nie. Ek kon dit nie help nie. Was so voor my gehou. Almal doen dit, so ek het dit nou maar ook gedoen. Die versoeking was net te groot. Toe moes ek net. Nee, so, ons kan dit nie help nie. Ons is slawe van dit wat rondom ons gebeur. Dit is nie 'n keuse nie, ons moet dit net doen. En Jesus sê, ek wil jou kom vrymaak van hierdie sonde. Wat julle so vashou. Wat julle nie kan help nie. God sê ons is gebore in sonde, so ons is so half slawe van dit. Maar Jesus sê, ek kom en ek kom maak julle vry hiervan. Wat ek vir julle kom gee, bring vir julle vrede. Wanneer jy deel word van my, kan jy kies. Ek gee vir jou die mag om te kan kies teen hierdie sonde, wat so maklik ons in 'n verslawing word vir ons. Jy kan kies, jy kan dit teëstaan. Jy kan sonder die versoekings leef. Jy kan nee sê. Jy kan nee sê vir dit en die verwoesting wat daarmee saamgaan. Want ek leef in jou. Jy kan kies om nie sonde te doen nie. Jesus kom sê, julle ongeloof lei tot geweld. As jy my begin volg, my disippels word, gebeur daar 'n paar goed in jou lewe. Jy glo in die eerste plek dat ek die beste vir jou in jou lewe wil bring. God wil hê jy moet voluit lewe. Hy het jou gemaak om voluit te lewe. Hy wil nie hê jy moet 'n slaaf wees van iets nie. Hy wil hê jy moet vry wees. Hy wil hê jy moet die volheid van die lewe ervaar. En jy bly in God, en God bly in jou. As ons vir God aanneem as ons verlosser, en ons, soos die Bybel sê, hoe word ek dit? Ek glo met my hart, en ek bely met my mond, dat Jesus Christus die Here is.
God bly in ons. Met ander woorde, jy is nooit alleen nie. So, in die eerste plek, glo jy dat God die beste vir jou wil hê. In die tweede plek, kom God en sê, maar van hier af voort, sal jy nooit weer alleen wees nie. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak hoe moeilik die lewe is nie. Ek, die God van die heelal, is binne in jou, is om jou, is bo jou, is onder jou, hy is oral saam met jou, maak nie saak wat gebeur nie. Met ander woorde, hy vat jou eensaamheid weg. Hy sê, ek is hier, saam met jou. By Jesus, Vader, sê hy, is dit wat ons ontvang, kry ons die ware waarheid. Hy kom en hy kom leer ons wat dit beteken om werklik te leef saam met hom, om voluit te lewe saam met hom, sonder om 'n slaaf te wees. Hy sê jy hoef nie meer 'n slaaf te wees van enigiets nie. Ek kom jou vrymaak. Jy kan kies om nie gewelddadig te raak nie. Jy kan kies om nie toe te gee aan jou eie versoekings nie. Dit wat jy weet vir jou siel, hierdie is nie reg nie. Wat jy weet, hierdie gaan mense se lewens verwoes. Nie net myne nie, maar die mense rondom my ook. En jy kan kies teen dit, want God kom sê, ek leef saam met jou. Jy hoef nie meer 'n slaaf hiervan te wees nie. So dit lei dan tot vryheid. Om vry te kan wees van die vrees om alleen te wees, vry van jouself, want jy kan kies om nee te sê vir die goed wat seer maak. Vry van ander mense se opinies, wat baie keer so geweldig seer maak. Die Here kom en hy sê, jy is vry my kind. Jy kan volgens my wil lewe, want my wil, en dit wat ek vir jou kom gee, die riglyne wat hy vir ons kom gee, is die regte lewe. As jy dit volg, dan gaan jy voluit lewe. Jy gaan teenstand kry, het gaan moeilik wees, en dis nie die eenvoudige opsie altyd om te sê, okay, maar ek gaan nou doen wat God doen nie, want ander mense rondom jou gaan met hulle eie versoekings en alles wat so maklik is om net te doen. Dit is moeilik. Maar as jy dit doen, lewe jy voluit saam met God en leef jy die roeping leef jy wat God jou bedoel het om te leef. Voluit, vol vreugde, met 'n innerlike vrede in jou hart wat niks en niemand van jou af kan wegvat nie. Jy is vry, dit lei tot vryheid. En dan sê Jesus iets amazing. As jy slaaf is vir sonde, hy sê jy is 'n slaaf vir die sonde, maar as jy my volg, as jy my disipel word jy 'n kind van God. So jy kry 'n nuwe identiteit, wat ek nou ook gesê het. As God na jou te kom en soos in Lion King, wat God vir Simba, wat sy pa, hy sien 'n gesig van sy pa, remember who you are. Onthou wie jy is. Jy word 'n kind van God. Jy is nie meer slaaf van enigiets nie, jy is 'n kind van God. Jou identiteit verander. As jy slaaf van iets is, moet jy doen wat jou baas sê, né? So, jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit doen. As jy kind in die huis is dit jou huis. Ek gaan weer 'n stuk van my stem terugkry. As jy 'n kind in die huis is dit jou huis. Dis waar jy jouself kan wees. Dis waar jy groei. Dis waar jy dinge ontdek. Dis waar jy kan keuses maak, goed of sleg. Jy het daai keuse, jy het daai mag. Om dit kan sê, maar ek gaan die regte ding doen en ek gaan vir God volg. Ek gaan luister wat my pa vir my sê. Want hy wil die beste vir my in my lewe hê. Of my ma. En as jy iets verkeerd gedoen het, draai jy die gevolge daarvan, maar jy bly God se kind. Jy word nie weggegooi. God sê nie, ag ek is nou moeg vir jou met al jou sondes wat jy die hele tyd oor en oor doen nie. Hy sê, jy bly my kind. Ek gaan jou help om dit nie meer te doen nie. En jy gaan die gevolge dra van wat jy gedoen het. Maar jy bly my kind. Jy is tuis. Jy kan altyd tuis wees. Jy sal nooit weggegooi word nie.
En as jy luister vir God, die keuse maak om sy riglyne te volg, dan sê hy, hierdie is die ware lewe. Dan het jy die geleentheid om die volle ware lewe te leef saam met God. Ervaar jy die groei en die liefde wat ware lewe regtig is, ongeag wat gebeur met jou in jou lewe, ongeag dat die lewe baie keer vir jou seer bring en dat daar goed in jou lewe gebeur wat jy nie beheer het oor nie, wat jou uitmekaar uit, wat jou in stukkies laat baie keer, en baie keer weet ons nie, hoe gaan ek hierdie stukkies optel nie, want dit is net so seer. Kom God en sê maar, hy weet hoe jy voel. Hy weet wat gaan deur jou lewe, wat gaan deur jou gedagtes, wat se emosies ervaar die gemis in jou lewe soms. Maar God sê, kom rou en wees in my huis. Kom wees veilig by my. Jy is tuis. En ek gaan jou help om hierdie stukkies van jou hart weer op te tel. Ek gaan jou help om stukkie vir stukkie hierdie seer wat die lewe van ons bring, omdat ons nog op aarde is en ons lewe nog in 'n wêreld vol sonde. Ons is nog nie in die hemel by God nie. Ek gaan jou help hierdeur. En ek gaan jou vrede gee ten spyte van. So as jy my begin volg, kom ek vir jou 'n nuwe lewe kom gee. Jy kry 'n nuwe identiteit. En is vandag hervormingssondag. Elke jaar einde Oktober vier ons hervormingssondag. Dit is waar ons opnuut herinner word dat jy 'n nuwe identiteit gekry het. Jy is God se kind. En God sê, ek is jou pa. Luister vir hom. Neem ernstig op wat hy vir jou sê en leer. Hy is lief vir jou. Kom my kind, sê hy, en leef voluit saam met my. Onthou dat jy gedoop is. Ek het vir jou beloof. Ek sal vir ewig en altyd jou pa wees, joune wees, in jou wees, deur jou wees. Om te glo as Jesus, as jy kies vir hom, is om te glo as Jesus vir hulle kom sê, as ek is so lief vir jou, dat ek bereid was om my lewe te gee. Nie iemand anders se lewe te neem nie, my lewe te gee. Te sterf. Dat jy as kind van God in God se huis kan lewe. Van nou af tot in alle ewigheid. So mag jy dit weet, mag jy met alles in jou vashou daaraan. Weet, dit maak nie saak waar jy gaan in die lewe nie. God is by jou. Glo dit. Hou vas daaraan, hou vas daaraan as God vir jou kom sê het, hy beloof, jy is my kind, ek het dit kom bewys vir jou, jy is gedoop, onthou dat jy gedoop is, onthou dat jou identiteit in my is, moenie dit vergeet nie. Maar is ook waar jy gaan in die lewe nie, jy is God se kind, jy is nie sy slaaf nie, hy het ook die robotte gemaak en gesê, okay, nou moet jy hierdie doen nie, jy word sy kind, jy word tuis in sy huis, lewe saam met God. Die Here kom gee vir ons die lewe, die volle lewe, die ware lewe. Mag jy nooit uitmis op daardie ware lewe nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees. Dankie dat U vir ons die waarheid kom gee het. Dat U bereid was om U eie lewe te gee, sodat ons dit kan kry, sodat ons die voorreg kan hê, om in die huis van die Here, die almagtige God, te kan lewe, te kan weet dat U in my is, om te kan weet dat ek kan kies om nie verkeerde goed te doen nie, ek kan kies om met die krag van God die regte goed te doen, en iets van U liefde en U volheid en
U koninkryk in hierdie wêreld te kan lewe. Here, baie keer is dit moeilik want die lewe is moeilik. Baie keer het ons nie antwoorde nie. Baie keer is ons so seer dat ons nie weet hoe gaan ons hier opstaan nie. Maar dankie dat ons kan weet, U sal ons nooit alleen los nie. Selfde krag wat God gebruik het om vir Jesus Christus uit die dood uit op te wek, leef in my as kind van God. Mag ek dit nooit vergeet nie. Maak nie saak waar ek gaan nie. Wees met mense wat deur swaar tye gaan. Mag hulle vashou aan U. En mag U hulle ook help hierdeur. Mag elkeen van ons innerlike vrede kry, want nie omdat my omstandighede so goed is nie, maar omdat U in my leef. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen.